Kom ons maak rustig ons oë toe. Here, aan U kom die lof en die eer en die aanbidding. Nie omdat dit met ons goed gaan vandag nie, nie omdat dit opgewonde en vrolik is nie, maar juis omdat ons in ons rou en ons seer en ons alleen wees, weet ons kan net aan U vashou en daarom kom die lof aan U toe. Daarom hou ons aan U vas, klou ons aan U vas. Dra ons asseblief deur hierdie tyd. Amen. Net een of twee praktiese reëlings voor ons aangaan met die res van die diens. Net vir die ouens wat op Facebook live is, welkom vir julle ook, vir almal wat daar van ver af is. Onthou net die musiek moet ons ongelukkig mute, so julle gaan nie die musiek hoor nie, daar's nie 'n tegniese glitch nie. Facebook live en YouTube gooi ons af as ons dit het, daar's kopiereg wetgewing, so as julle die visual sien en nie die musiek sien nie, sorry daaroor, want die res van die praat behoort julle te kan hoor. Vir die ouens wat nie weet waar die badkamers is nie, is agter in die foyer, en die mans is aan julle regterkant en die dames is aan die linkerkant. En dan as ons klaar is hierso, dan word julle almal genooi daarna na die plot toe. Julle is welkom om soontoe te gaan en so 'n bietjie saam te kuier en familie bande weer op te knap. Hulle het gevra, hulle wil net asseblief eerste uit wees om eerste weg te kom om julle koffie, water warm te kry daarso vir julle. So asseblief gee net kans dat die familie net eerste uitbeweeg en dan kan jy rustig volg en dan gaan hulle daarso so 'n bietjie saam kuier as familie en vriende. Ek gaan vir ons 'n lied speel, sommer net een wat ons in die stemming kan bring van dit wat gebeur het, en dis die belangrike van, ek dink die sang Houtkruis, om te sê, al was 'n houtkruis gewees, maar dit was nie die einde nie. Die houtkruis is opgevolg deur die opstanding, en dit maak die verskil. Daai is die groot verskil. Daarom kan die houtkruis ons net wys wat die lewe regtig waar in sy volheid is. So sit rustig en luister sommer net rustig na die musiek.
vir ons 'n briefie lees wat Chris vir haar gestuur het aan Neef, wat vanoggend by my uitgekom het. In hierdie stilte is ek veroordeel om na my eie traan te luister. Melodie wat ek en Mario om die kombuistafel gedans het. Die egos van jou afwesigheid weergalm soos die onverstaanbare musiek in my ore. Nou trippel jy met balletskoene deur die hemelpoorte en ons sal jou mis, Marie. Nou kan jy vir altyd dans op die harpsnare in die hemelse kore. Mag ons troos vind in die herinneringe van haar vriendelikheid en haar legacy leef voort in ons harte. So dis wonderlik om ma en pa te kan wees, om 'n ouer te kan wees. Maar dis baie verre lekkerder om 'n oupa en 'n ouma te wees. Dis een van die heel lekkerste goed wat ooit met 'n mens kan gebeur. Daar nog oupas en oumas hier so net so hulle hande so opsteek nie. Jy kan nie skaam wees nie, jy moet hoog opsteek. Ek weet dis jeug en die geld en alles kom in, maar dit is 'n ongelooflike voorreg wat ons ek onthou toe 'n klein Carly, ons oudste kleinkind gebore is. Ons almal daar in die hospitaal, onder by Pine Haven en almal staan en wag nou met Marisa, sy's teater toe. Moet terugkom en dat hoor ons al gehoor alles is reg. Carly is gebore en alles is wel. Sy het 10 vingers en 10 tone en al die goeders wat belangrik is. En nou wag ons in die saal. En daar's nou 3 oupas en 3 oumas en Casper, haar man. En die 3 oupas en oumas, ek sê dis 'n storie vir 'n ander dag, maar dis so ons staan almal en wag. En terwyl ons staan en wag, kom hulle in met Marisa. En haar suster was 'n perserige klere aan het wat vir klein Carly dra. En dit is mos so toegedra in hierdie kombers, lyk soos 'n mammie, hierdie klein papie, mammie wat hier saamkom. En die suster scan nou hierdie 7 mense wat hier rond staan. Casper, die 3 oupas en die 3 oumas. En om een of ander rede, ek dink dis later gedink, het sy gedink ek is die pa van die kind. Want ek het die jongste gelyk. Ek het grys hare, die ander 3 was bles. My skoonseun en klei. So sy het gedink grys Trump bles en sy druk vir klein Carly in my hand. Dis eintlik wat ek wil stel. En hier staan hy met hierdie klein, is hulle ons gedroggies as hulle gebore is. Hulle is mooi as hulle ouer word, maar hemel, julle is nou blou gedruk en nou kom net uit die baarmoeder uit. Nou staan jy met hierdie klein dingetjie vas en jy kyk af en dink, "Jo, sy's mooi." En ek sê, jy praat in nonsens, maar ja, sy's mooi. En dan, maar sy's woelig tot vandag toe. En op 'n manier wriemel sy so uit hierdie konversie uit en toe kom maar so 'n klein handjie uit wat so om my vinger vat en toe chunk ek. Toe besef ek dat geboorte is God at work. Dis daai een moment wat regtig ons monde laat oophang. Wat jy stom van verbasing net kyk en dink, okay, Here, dit kan ons nie doen nie. Ons kan baie goeders regkry. Ons kan copy, ons kan kloon, ons kan 'n skapie Dolly 1, Dolly 2 van maak en met RNA en DNA en sulke goeders. So ons kan dit regkry, maar ons kan nie create nie. Ons limits is cloning. Ons kan nog nie by creation uitkom nie. En trouwens die dokter sê vir ons as jy regtig verstaan hoe incredible geboorte is, dan het jy nog niks verstaan nie. Jy moet kyk hoe lyk konsepsie. Dat een spermpie miljoene ander eld swem om by 'n eierselletjie uit te kom en vashegting en seldeling en daai hele proses van swangerskap. Ek wil girls, julle sal nou weet waarvan ek praat. Julle hormone is deurmekaar en julle kan nie, julle voete word swel op en ja, daar's baie goed. Julle kan dit nie hou nie, julle stytjies is seer en julle druk die toeter as julle by die kar se agter die kar se stuurwiel klim en dit is horrible en dan word hierdie kleintjie gebore. Die kans dat ons gebore word is baie kleiner as dat ons nie gebore word nie. Actually, statisties gesproke, behoort ek en jy nie hier te wees nie. And yet, het God ons gemaak. So kom ons probeer dit voorstel. Kom ons sê hierdie is geboorte. Dit is 'n amazing gebeurtenis wat ons almal wat hier is vandag celebrate. En dan word ons groter en ons begin later loop en praat. Eers praat en dan loop. En dan eers kruip en dan loop. Ja, waar is ek nog? En dan gaan hulle eventually skool toe en dan word hulle groter en gaan hulle deur die laerskool en gaan hulle eventually hoërskool toe. Raak al hier by laerskool verlief, maar in hoërskool eers regtig verlief. En dan gaan hulle universiteit toe of begin hulle werk en dan kry hulle 'n vrou en dan hulle kinders en kleinkinders en dan gebeur 2025. Gediagnoseer met 'n gewas.
kwaliek 'n paar maande later, dan sterf Marie. Op 'n Saterdagmiddag. Daar is nie moeilik om te verduidelik, dis God at work. Ons probleem lê by daai punt. Waar was God toe Maria haar laaste asem uitgeblaas het? En nou is daar baie pastore en predikante en profete en weet nie wat so goed is alles nie, wat nou allerlei oplossings gee vir hoekom dit nou daar gebeur. Seker goed soos wel, dis maar die verloop van die lewe. En dit is waar, ons liggame kan net so lank hou. Wear and tear kan net so lank met ons uithou. Ons het 'n, klink baie plat as ek dit so sê, maar ons het 'n rakleeftyd. Ons kan net so lank leef, of dit 'n hoë impak motorongeluk is, en of dit 'n kanker is, en of dit 'n whatever is, dit ons iewers gaan ons lewe eindig, ons fisiese lewe. Ander ouens sal van sê, maar daai punt is waar die duiwel die oorhand gekry het. Eintlik is die sonde en die duiwel het jou kom haal. Dis nonsens, hè. Daar's seker ouens wat regtig waar predikante en kerke stig het wat dit sê. Dat dis daar die duiwel oorwin, daar die sonde oorgeneem. En nou wil jy amper sê, God begin eers daar werk, en as jy nou soet genoeg was, en genoeg geldjies gegee het vir die kerk, en genoeg Bybel gelees het, en soet genoeg was, dan jy te veel in die koerante gekom het vir bedrog, en sulke goeders nie, dan gaan jy hemel toe, en as jy stout was, dan gaan jy hel toe. Ouens, dis nonsens, né? Julle weet dit. Kom ek gee vir julle die kort antwoord daarvoor, en dan gaan ek terugkom na hierdie stuk lewe toe. Daai is God present. Hy was nie absent nie, hy was nie weg gewees nie. Hy was nie op 'n ander plek besig gewees nie. God was 100% daar toe Maria haar laaste asem uitgeblaas het. Ja, maar sy was nou nie heeltemal by, dalk nie heeltemal verstaan nie. Wat maak dit nou saak? Jy was ook nie heeltemal by toe jy gebore is nie. Maar God was daar. En God is daar. En dis die, as ek nou, begrafnisse hou is nooit lekker nie, dis my goor. Ek hou nie daarvan nie, ek sukkel om mense se rou emosie te kan iets mee maak. Nie weet nie wat nie, tissuekies gee of drukkies gee of dit voel so lomp. Maar hierdie is ook die lekkerste moment om by 'n begrafnis iets te kan sê. Dis om te sê, maar daai is nie die einde nie. Die lekker van ons gelowiges is om te sê, daar het God vir Marie kom haal en sy saam met hom in die hemel. En ek dink Chris was reg as hy sê, nou dans hulle daar bo in die hemel met balletskoene en delot. Dis die wonderlike wat ons mekaar kan sê, dis nie lekker nie, is nie vir ons lekker nie. Oormôre is dit Vadersdag. En niemand gaan vir jou eers 'n persentjie koop, behalwe die kinders wat hulle moet doen. Hoor julle? As dit Marie is net nie daar nie. Dit gaan so leeg wees, dit gaan so groot vakuum wees. Dus kan ek dit vir my en jou as gelowige sê? As ons daar ons laaste asem uitblaas, dan vat God ons vir altyd en altyd by hom. Dit is nie 'n soort van 'n tussentydperk of iets van die aard nie. Ek weet die Rooms-Katolieke Kerk het 'n vagevuur teologie. Daar bestaan nie so iets in die Bybel nie. Ons is onmiddellik by God in verheerlikte liggame. En ek weet nie hoe lyk dit nie. Ek weet nie of dit is as jy toe jy 16 was nie, dit lyk nie selfs 'n liggaam in elk geval nie, maar jy is by God en dis hemel. Die ander kant, die flip side is, daar's ook 'n hel. So as jy nie reg maak nie, as jy nie vir die Here sê, Here, ek het U nodig nie, dan gaan jy hel toe. En daar is die temperatuur ook nie afgedraai nie. Dit lyk vir my die hel is hel warm, maar dis nie 'n preek vir vandag nie. Vandag sê ons, dankie tog, Marie het die keuse geneem en gesê, maar ek wil by God wees. Trouwens, ek dink eintlik hierdie is heeltemal verkeerd. Eintlik is ons lewe net so lank. Ons dink dis hierdie lang lewe, maar wat die lang lewe goed maak, is as ek en jy aan God vasgemaak is, geconnect is. Maar hierdie is al stukkie lewe wat jy het, of dit nou 70 jaar is, of dit nou 17 jaar is, hierdie is jou lewe. As jy weer eendag iewers by begrafplase kom, gaan jy bietjie na die kopstukke wat by die grafte is. Dis gewoonlik 'n kopstukkie met 'n geboortedatum en 'n sterfdatum. En tussen die twee is daar so 'n streepie. Dis jou lewe. Daar gebeur alles in jou lewe in hierdie klein stukkie. Ek weet nie waar jy is nie. Ek trek hier na 60 se kant toe hierdie jaar. So ek weet myne is ook nie nader aan die einde as in die begin.
Alhoewel, daar's baie ouens wat vandag sê, dat die mense wat 120 en 150 jaar oud gaan word, is al klaar gebore. Dis dalk my en jou se kleinkinders. Mediese navorsing is fenomenaal. Moet asseblief nie aftree as jy 60 of 65 is nie, jy gaan nog lank moet lewe, sê die dokters vir ons, sê die mediese aktuariërs vir ons. Maar my vraag is, wat maak ons met daai stukkie lewe? Die teksgedeelte wat julle gekies het, is in Romeine 8. Asof Paulus wil sê, ouens, julle moet onthou, die lewe is nie maanskyn en rose nie. Ja, maar ek is dan 'n gelowige. Daarom sal die Here my paaie gelyk maak. Dis waar. Maar dit gaan nie iewers beteken jy gaan nie iewers oor in 'n gat val nie. Iewers in 'n pothol vassit nie. Iewers in jou kop stamp nie, iewers verdwaal nie. Die Here wil jou op die regte pad lei, maar ek en jy is baie keer maar volg ons eie koppe. Daar gaan seer in hierdie lewe wees. Daar gaan plekke wees soos begrafnisse van pa of van kinders of van vriende. Daar's mense wat naby aan jou is wat weg gaan val, of jy gaan 'n kankerdiagnose kry, of gaan 'n motorongeluk wees, of gaan die polisie gaan jou bel oor jou kind wat iewers met dwelms te mekaar was wat gevang is. Daar's sulke moments wat net wat hel is. En dan vra ons gewoonlik die vraag, kom maar, waar is God? Hy was nou nog by geboorte daar, en dan gaan die einde daar wees, maar waar is hy nou? Hoekom sukkel ons om hom nou te beleef? So Paulus skryf die boek van die Romeine 2 dele. Hy sê, hier is die teorie, en van hoofstuk 8 of 9 af, gaan hy met die praktiese, hoe doen die mense dit? Maar die teorie sê hy, ja, God gaan jou red, die genade van God is groot, die kruis was daar gewees, die houtkruis, dis alles waar, maar onthou, julle gaan troubles hê. Maar hiervan is ek oortuig. Geen dood, of lewe, of engele, of magte, of teenswoordige, of selfs toekomstige dinge, of kragte, of hoogte, of diepte, of, en so laaste sinnetjie, asof hy bang is hy vergeet, of enigiets anders in die skepping, kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here nie. So hoe koop ons met hierdie lewe? Het God ons gedrop? Allermins. Hy is 100% by ons, hy hou ons vas, hy dra ons elke dag. Ja, maar dis too much. Hy is daar. Here, ek ken nie my verhouding met my vrou of my kinders, jy weet nie wat die mekaar is dit nie. Ek weet, sê God, ek is daar vir jou. Ja, maar Here, ek ken my gesondheidsomstandighede nie, ek ken nie my persoonlike geestestoestand nie. Ek sukkel my alie af om reg te kom, om uit my depressie uit te kom, en gebruik medikasie, en ek sien psigiaters, en ek doen al hierdie goedes, maar dit niks werk nie. Here, ek sukkel. Here, ek sukkel met hierdie ding wat in my kop groei. Ek weet wat met my te maak nie, en dankie tog die dokters kan dit uithaal. Here, vandag sukkel ons met sulke goeie soos dood. Ons is nog nie gereed om van ma totsiens te sê nie. Ons weet dit moet gebeur, ons weet, maar Here, ons dink nie, daar's ooit 'n tyd om net totsiens te sê en te smile nie. En God tree in en sê, niks gaan julle kan skei van my liefde nie. Ek wens ek kon die Here oortuig het om so 'n bietjie die pad van die lewe smoother te maak vir ons. Ek sal graag nie by die dood wou draai nie. Ook nie by te erg pyn en seer kry nie. Veral nie emosionele pyn en seer kry nie. Ek sal graag so 'n bietjie dit wou sidestep of 'n bietjie kon oor dit hover en verby dit gaan. Maar dit sou oneerlik van my kant af gewees het. Dis nie die lewe nie. Die lewe ken die geboortemomente. Wow. Die wow moments van my kind is op die top 10, my kind trou, my kleinkind, dis alles wow moments. Maar daar's ook die valleys. Waar Dawid sê, al gaan ek deur die dal van doodskade, nie, ek gaan dit nie maak nie, maar selfs al gaan ek daardeur, hou sy regterhand, sy sterkhand,
my vas. Hoe lyk dit vir julle? Hoe gaan dit in julle lewe wees? Gaan 'n mens net aanblaai en sê, okay, goed, ma is nou oorlede, sy is nou begrawe, en nou, het ons maandag weer terug gaan werk toe. Want ons nou 'n week se werk gemis, en ons 'n klomp goeie wat ons moet regmaak, en gaan ons net weer aan, sal ons maar net so elke nou en dan weer dink aan Marie en wat Marie gesê het. Daar's soveel wat sy afgegee het aan ons, soveel wat sy ingetrap het in my en jou se lewe in. En ek onthou van 25 jaar terug af wat ons hier so in die gemeente gekom het, hoe incredible mense net was, altyd daar was en statig en stylvol was. En Nico, jy en sy het so amazing verhouding gehad. Dit was altyd vir my so lekker. Ek het stories gehoor van jou toe jy jonger was en ek wil dit herhaal nie. Maar hoe Marie net altyd daar was en langs jou was, hierdie wille vlienier wat kanse vat en sy was net altyd daar. En hoe gaan mens dit aan met dit? Die ouens wat al hiermee gewerk het, sê vir ons daar's 'n paar fases wat jy kan verwag. Jy kan verwag om te huil en dis okay om te huil, dis goed om te huil. Dis niks sissie-agtig om te huil nie. Ek weet Naas Botha het gesê Cowboys don't cry, maar jy kan nie vir Naas Botha glo nie. Hy was 'n blou bil, dit help nie vir hom nie. Nathaniel, ek dink hy het ooit 'n rugbybal vasgehou en hy het gesê ons mans moet 'n bietjie in touch kom met ons feminine side. En ek verkies om te luister na Nathaniel. Ons mag maar huil, dis nie 'n mooi gesig altyd nie. Maar Nico, dis okay. Mens sit nie amper 50 jaar se getroude lewe net een kant en sê ek wel, dis verby nie. Ons mag maar huil. Dis goed so. Interessant, ek het sê by elke begrafnis want dit is vir my belangrik. In die COVID tyd, toe daar so baie begrafnisse gehou was, ek dink daai 3 maande tydperk het ons seker 60, 70 begrafnisse gehad so agter mekaar, party daar sommer 2 op 'n dag. Dit was regtig horrible geweest. Ek lees toe 'n artikel in daai tyd wat nogal want ons is so al afgestomp geraak vir die proses. Net weer 'n keer. En ek lees toe die artikel wat sê dat daar sekere toksiese stowwe in jou liggaam is wat opbou wat jy net van ontslae kan raak deur jou traankliere. Ek het die biologie daar agter bietjie gaan nalees en ek dink my daar's regtig seker goeters dat dit sekere toksiese stowwe kan ons net deur ons traankliere ontslae van kan raak. Dames, julle weet daarvan. Julle het ons blykbaar nooit geleer nie, want ons mans moet sterk wees. Nee, jy kan maar 'n bietjie huil. Tweede is kom ons noem dit depressie, deprou, bietjie down te wees. En ek praat nie van die patologiese depressie wat 'n mens by 'n behandeling by 'n psigiater of 'n sielkundige moet kry nie. Ek praat van mense net baie keer voel maar ek is vandag dit is vir lewe nie. Ek voel nie ek kan die lewe nie oorstaar nie. Ek bel in en sê sorry, ek bly by die huis, ek gaan nie vandag werk toe nie. Ek trek die wy oor my kop. Die Jode het 'n baie mooi tradisie. Hulle laat jou vir 10 dae toe om sleg te wees. Trouwens, hulle sê vir jou jy moenie eens netjies aantrek nie. Girls, jy hoef nie gremering aan te sit nie. Jy kan net sleg wees. Hulle gooi selfs die spieëls toe met 'n komberse vir ding. Die gordyne word nie opgetrek nie. Ander mense laai vir jou kos af, jy hoef nie eens kos te maak nie. Jy word toegelaat om net baie keer sleg te wees, in jou pyjamas te wees. En te voel maar ek wil vandag niks of niemand sien nie. Dis fyn. Daar moet sulke moments wees. Daar's sulke moments ook nou waar jy gaan voel maar ek sien nie kans vir die lewe nie. Die derde soort van emosie is 'n emosie van kwaad wees. Kom as jy gehuil het en jy was deprou, dan is ook 'n plek waar jy kan kwaad wees vir omstandighede. En ek dink julle sal weer presies weet mense kan sê oor die hospitaalse behandeling en al daai goeders nalatigheid en al daai goeders mense moet vra het, maar dis hierdie stryd en hoe as hulle net dit gedoen het of as ons net dat gedoen het of as net dit gebeur het by hierdie hospitaal, dan was al die ander goeders nie nodig nie. As jy vandag begrafnis gehou het, is jy kwaad wees en jy's kwaad vir die omstandighede en vir die nalatigheid en vir sommer vir alles. En jy is selfs kwaad vir die Here. En dis ook fyn. Ek dink ons is lomp met die emosie van kwaad wees. Ons kan maar kwaad wees baie keer. Dis reg so. Die Here word nie vies vir ons omdat ons vir hom vies is nie. Hy's okay met ons vies wees vir hom. Ek dink dit werk soos 'n pa en 'n ma se verhouding met hulle kinders. Weet as toe ons hierso in Christopher West in Nellystraat se huis gebly het, dis ek 'n houtvloere gehad, maar so lank gang. En op 'n stadium word tieners mos nou kwaad vir ma's en pa's en dan raak hulle kwaad vir my omdat hulle nou sê maar 9 uur by die huis moet wees en nie 10 uur eers nie en dan word tieners word swaarder as hulle kwaad is, nê. Hulle stap in daai gang af, maar nie hulle stap nie af nie. Jy hoor hulle is heavy, hulle is onstig.
Daar's ander woorde, maar kom ons bly maar by onstig. En dan slaan hulle daai deure daaronder en ek weet nie waar hulle die voorarms vandaan kry nie, maar die hele huis staan op sy fondasie so in trill. En ek het nooit studeerkamer toe gegaan en dan hulle ID's opgeskeer nie, of hulle geboortesertifikate verbrand nie. Hulle bly my kinders. Later is dit weer 'n verhouding en 'n goeie verhouding ook met mekaar. God is okay daarmee dat ek en jy op sy skoot klim en so op sy bors tamboer en sê, Here, vertel net vir my wat gaan nie aan. Daar's nie altyd antwoord nie, maar dit is okay. God is okay daarmee dat jy op sy bors met hom praat, met jou vuiste selfs. Uiteindelik kom ons by 'n fase wat hulle noem berusting. Ek is nie heeltemal seker of dit die regte woord is nie. Ek weet nie of daar 'n woord is nie, maar na al die emosies kom jy by berusting uit. Voel jy kan aangaan en dan skielik is jy weer terug en dan begin jy weer van voor af. Elke ou het sy eie ritme. Party loop van A na B na C na D toe, dan is hulle aan die gang. Ander ouens hak vas by A, ander ouens hak vas by C. En dit elke ou het sy eie ritme. Kom ons laat dit toe om te weet, pa is vandag down. Ek is nou nog hartseer. Maar ons moet dalk by mekaar uitkom en vir mekaar sê, dis waar ek is en dis waar jy is. En dis nie verkeerd nie. Kom aan, ons aangaan na die volgende. Dis nie stepping stones as jy oor die rivier kom, dan gaan jy aan nie. Daai is net herkenbaar. Dis nie om dit te sidestep nie. Dit gaan daar wees. En hoe lank gaan dit vat? Lank. Ek wil amper sê om te onthou moet altyd gebeur. Ek sê nie aandag vir Annelie, my vrou. Die een ding wat my ma is nou so 6-7 jaar terug dood. Die een ding wat ek vergeet het, is hoe haar stem klink. Ek weet die woorde wat sy gesê het, maar ek kan nie meer haar stem se klank onthou nie. Sy was nie baie grand op die selfoon nie, so ek het nie eens 'n voice message wat ek weer kan na luister nie. Maar mag julle nooit die foto's en die video's en herinnerings te ver bære nie. Mag jy dit kort uithaal en sê, maar ek wil onthou om te onthou, of dan, ek wil nie vergeet om te onthou nie. Ek wil altyd onthou wat sy gedoen het in my lewe, wat sy enorme rol sy gespeel het. Want dis wat ons mens maak. Ons hoef nie net daaroor te gaan sê, ag, gaan aan my lewe nie. So kan jy partykeer net daar te wees en sê, ek mis nou vir Marie. Ek mis die keer wat ons saam tee gedrink het, of wyn gedrink het, of gin gedrink het. Ek mis die samesyn, ek mis die lag, ek mis die oproepe. It's fine. So wat sê ek vandag vir julle? Ek dink dat dit Romeine uitkom, is dat God julle uitnooi om op sy skoot te kom sit. Soos en ek sê met baie respek, soos 'n groot ou papa, daddy, wil hy julle op sy skoot kom tel en sê, ek sal by jou wees. Nico, het gaan swaar wees, maar ek is by jou. Inge, daar in die verte gaan dit swaar wees, maar ek sal by jou wees. Siska, Anke, elkeen van die mans, kinders, kleinkinders, ek sal by julle wees. Ek sal julle dra. Want ons lewe in die mekaar wêreld, waar dit min kere is, waar daar water is. Waar dit baie keer vir ons voel, soos Dawid in Psalm 3 ons skryf, ek sien net woestyn. Here, ek het 'n herder nodig, om my net te lei. Ons het 'n herder nodig, Here, soos U, wat ons kan dra. Terwyl ons huil, terwyl ons deprou is, terwyl ons kwaad is, terwyl ons ongemaklik is, terwyl ons nie weet hoe om hierdie ding te hanteer nie, ons nie gemaklik en lekker voel oor afskeid neem nie, het ons U nodig, Here. Soos 'n wildsbok in dorre streke, so hinker ons na U stem. Amen.
vir Siska vra om 'n paar woorde te kom praat asseblief. Anke, gaan jy ook saamkom? Goed. Waar begin mens om 'n storie te vertel en 'n prentjie te skets van 'n ongelooflike ma wat vroeg van ons weggeneem is? 'n Brief aan ons ma. Ons skryf hierdie met die ink van ons trane en die liefde in ons hart. Dankie dat jy donderdagoggend vir pappa gevra het om ons te laat kom. Alhoewel ons naby was, is ons lewens gevul met soveel dinge. Maar jy het seker gemaak dat ons die tyd neem om vir die laaste 2 dae langs jou bed te kon sit en afskeid te neem. Dankie daarvoor. Jy was 'n ma wat ons van vroeg af geleer het dat 'n vrou se grootste wapen is haar vroulikheid. Dankie dat jy ons geleer het om alles met styl te doen. Dit het nooit gegaan oor hoeveel iets kos of waar dit gekoop was nie, maar eerder hoe dit gedra word, behalwe vir die skoene, altyd duur skoene. En die geheim was altyd in die klein detail. Voordat jy 'n pryskaartjie van 'n item afhaal, moet jy dit eers vir jou eie spieël aanpas by die huis. Dit lyk anders daar. Mamma het ons geleer dat jy dra elke dag sonbrand, winter en somer. Jy klim nooit met gremering in die bed nie, jy kry net een vel, kyk mooi daarna. Dis hoekom jy altyd so mooi was, jou geheim, oile vallei, en jy het seker gemaak, jy dra dit tot in jou laaste dae. Dankie dat jy ons altyd die mooi en alles kon laat sien. Jy het vir ons gesê dat ons self in 'n sak so mooi lyk, maar daar was tog kere waar ons vol selfvertroue met 'n uitrusting uit die kamer gekom het, oortuig dat ons fabulous lyk, net vir mamma, om dan met haar kenmerkende subtiliteit te vra, wil jy nie eerder hierdie saam met 'n ander item probeer nie? Op daardie oomblik was ons baie geïrriteerd, maar vandag besef ons dat jy al die tyd reg was. Jou oog vir styl, jou instink om ons op ons mooiste te laat lyk, was iets wat ons destyds nie altyd waardeer het nie, maar nou dra ons dit as 'n kosbare les van jou saam. En natuurlik het jy ons geleer dat die kleur op jou naels en jou toenaels moet altyd ooreenstem. Dit laat my dink aan iets wat die afgelope week gebeur het. Toe Ankie vir my sê, ek het vir Ankie gevra of sy nie vir my 'n rooi baadjie vir die Kees se koue oggend nie. Sy het dadelik een aangebied uit haar kas. En ek het dadelik eers vir haar gevra of is dit mooi. Ek het vir haar gesê, ek kry eerder koud voor ek lelik lyk. Natuurlik te danke aan mamma. Dankie dat jy 'n sin vir styl in ons gevestig het. En dankie dat jy ons geleer het dat less is more en dat ons die mooi in die lewe moet waardeer en geniet. Jy het ons die fynere waardering vir kuns, kultuur en digkuns geleer en ons oortuig dat as jy nog nooit The Sound of Music gesien het of ten minste een liedjie van dit kon sing nie, waar 'n gaping in jou opvoeding sou wees. Dankie dat jy jou liefde vir blomme by ons tuis gemaak het. Die spesiale oomblik wat ek en Ankie gister kon deel om saam te kon gaan blomme koop by die mark. Inge, ons kon vir jou net 'n foto stuur, maar ons weet jy was daar. Ons kon koffie in 'n winkeltjie gaan drink, gaan skans eet en aan jou dink tussen al die mooi goed. 'n Kosbare herinnering aan jou. En Ankie het gesê, dis 'n regte mamma winkel. Dankie dat ons later huis toe kon gaan, self jou blomme kon doen, met die liefdevolle hande van jou sussie Annette in die bed.
Wanneer ons jou gevra het om iets te spel, was jou antwoord altyd, ek sien nie die woordeboek langs jou lê nie. Ek dink, jy het nooit geweet van die kere wanneer ek skelm vir ouma Soes gaan bel het, omdat ek te lui was om die woordeboek te gaan haal nie, maar jy het waarskynlik geweet, jy het oë agter jou kop gehad. Dankie dat jy ons altyd gekorrigeer het, maak nie saak hoe oulik of hoe snaaks dit was nie, jy het gesê, 'n mens praat reg, so by so dat Logan dit nou alreeds met haar klasmaats doen. Mama, jy was altyd gereed vir alles wat oor jou pad gekom het. Huise gebou, besighede begin. 'n Man wat 'n vliegloopbaan aangepak het, berge uitgeklim het en gejag het. Jy was altyd daar om dinge aan die gang te hou. Jy was ons ware noord, die gids wat ons gelei het. Al was jou kompasnaald soms moeg en oorlaai, tog het jy net aangehou, onverpoos en sterk. Dankie dat jy ons geleer het om nie bang te wees nie, om met selfvertroue en vasberadenheid alles aan te pak. Jy het ons die vermoë gegee om al die balle in die lug te hou. En sou een val, het jy dit stilweg opgetel voordat iemand dit kon sien, sodat alles net kon voortgaan. Dankie dat jy ons groot gemaak het om nooit met afguns of jaloesie teenoor iemand of teenoor mekaar op te tree nie, en 'n ander altyd die beste en die mooiste te gun. Dankie vir die voorbeeld wat jy vir ons gestel het. As dogters dra ons jou lesse met ons saam, en dit gee ons die krag om dieselfde vir ons eie dogters te doen. En hoewel jy vinnig moes leer dat seentjies 'n heel ander ballgame was, het jy ons ook gewys hoe om seuns groot te maak as ware here, gereed om eendag die vrou aan hul sy met liefde en respek te koester. Jy het nog altyd 'n skerp sin vir humor gehad, iets wat jy beslis by ouma Soes gekry het. Dis waarskynlik hoekom jy en die seun so hegte band gehad het, hoe stout julle altyd saam was en die unieke taal wat julle met mekaar gedeel het. Jy was the life of the party, altyd reg om alles en almal gereed en om almal te onthaal en om mense altyd welkom te laat voel. Nou besef ek dat ons love language om mense te voer sonder twyfel van mamma afkom. Dankie dat jy ons geleer het om te lag, om vreugde en humor te deel en dit deel te maak van ons lewe, om te kon dans en musiek te kon waardeer. Jou aansteeklike gees en lewenslus sal altyd by ons bly. Die laaste paar jaar was moeilik en jy het stadig maar seker voor ons oë begin wegglip. Ons het nie geweet jy is siek nie en ons het so gehoop op 'n tweede kans om meer tyd saam met jou te kon hê, om nog herinneringe te kon skep. Maar jy is te vroeg van ons weggeneem en die leegheid wat jy agtergelaat het, voel onwerklik en oorweldigend. Dankie vir hoe jy ons lief gehad het en jy ons altyd jou eerste prioriteit gemaak het. Toch weet ons dat jy steeds deel van ons bly. Jy leef voort in ons harte, in ons gedagtes en in die klein alledaagse dinge wat ons aan jou herinner, 'n liedjie, 'n reuk, 'n gevoel, en dit laat ons voel of jy nie te ver is nie. Jy vul die leë plekkie in ons lewens met die liefde wat jy vir ons gehad het, met die lesse wat jy ons geleer het en met die herinneringe wat ons koester. Ons vind troos in die wete dat jy nou by ons Vader is. Jou gereelde sêding was altyd, ons is almal eens doodskuldig, en ons weet, jy het nie 'n vrees gehad om te sterf nie. Jy was rustig en kalm, omdat jy die Here lief gehad het. Omdat jy geweet het,
jou tydelike plek word verruil, om saam met hom hand aan hand te kan wandel. En ek sien in my geestesoog velde van blomme en sonskyn op jou gesig, waar jy vry is van pyn en in 'n verheerlike liggaam nou saam met ons hemelse Vader woon. Jou nalatenskap sal nooit verdwyn nie, want jy het ons gevorm en jou liefde het 'n onuitwisbare merk op ons gelaat. Ons vier jou lewe en die manier waarop ons voortgaan met die waardes en liefde wat jy vir ons gegee het. Ons mis jou elke dag, mamma. Ek wil net 'n paar bedankings doen. Papa, dankie dat jy vir mamma lief was en haar in haar laaste dae met onvoorwaardelike sorg en toewyding bygestaan het. Jy was by haar bed in haar laaste oomblikke toe ons nie daar kon wees nie. Daarvoor is ons ewig dankbaar. Dankie dat jy choppies gemaak het wanneer sy daarvoor gevra het en gaan burgers koop het wanneer sy lus was daarvoor. Annetjie, jy het vinnig deel van ons lewens geword. Ons sal jou altyd dankbaar wees vir jou liefde, vir jou omgee, vir jou toewyding en jou sorg wat jy aan ons ma gegee het. Dankie vir jou kombersies brei, jou handjies vashou, geselsies met ons ma maak, die bietjie wat sy kon, al kon sy op die einde nie eers met jou naam onthou nie. Vir Suiderlig, Gerard, Annelie, dankie vir julle besoeke, vir julle ondersteuning, vir julle betrokkenheid en vir al die is julle okay boodskapies. Vir Mosaïek ondernemers, Karin en Lindy, julle het alles met soveel deernis en sagtheid hanteer en daarvoor is ons diep dankbaar. Almal wat boodskappe gestuur het, ingeloer het, happies en blomme gestuur het en die vele offers om te help, groot en klein. Julle sorg en omgee het ons deur hierdie tyd gedra. Tannie Brenda en oom Stan, julle gereelde ritte hospitaal toe, julle omgee vir ons pa en vir ons ma, dat Tannie Brenda vir papa elke keer knippeldik huis toe gestuur het en die vele bederfies vir ons ma was 'n ware seën. Ons waardeer dit meer as wat woorde kan sê. Marina, daar is soveel dankbaarheid in ons harte vir ma, vir alles wat ma vir ons beteken. Tannie Annette en die Wet, dankie dat julle van die Kaap afgekom het. Die Wet, al was jy in twee geskeur, en waar jy ook jou tyd saam met jou man en jou skoonpa spandeer het, was jy hier by ons. Julle het dadelik ingespring en begin werk. Die Wet, jy en Elzaan is vir ons meer as sissies as niggies, net soos die hegte band wat ons maas het. Ons eggenote, dankie dat julle by ons staan, ons hande vashou, ons trane afdroog in hierdie moeilike tyd. Dankie dat julle die hele tyd gevra het, wat het julle nodig?
Dankie dat jy net ons harte vertroos nie, maar ook die kinders versorg het, en seker gemaak het dat daar kos op die tafel is, en 'n glas wyn, wanneer dit nodig was. Ons kinders, dankie dat julle sneesies aandra, drukkies gee, en ons hande vashou in die kar, as ons onverwags net begin huil. Julle liefde en klein gebare, bring soveel troos. Dit is vir julle ook 'n moeilike tyd gewees in die eksamen, maar steeds het julle volhard en gefokus agter julle boeke bly sit. Grace and Benson, you are part of our lives and our family, and we appreciate the love and the support that you have always given. Benson, when you first joined us, you were so young and you could speak a few words of English, and Oma wasn't quite sure how we were going to teach you. And look, today, thank you for always embracing every task with a smile, no matter how big or small. Your dedication and positive spirit have meant so much to Oma and us as a family, and we appreciate you. Gracie, dankie dat jy vasberade was, altyd. Dat jy deur Oma se kwaai bly staan het, en altyd net voortgegaan het. Jou hande het nooit vir niks verkeerd gestaan nie. Jou hart is die kleinste van ons almal sinne, maar ook die egste. Dankie vir jou liefde, vir jou omgee, Gracie. My sissies, Ankie, dankie dat ek jou hierdie week so baie kom bel. Soms verskeie kere op een dag, al moes ek iets vra, was dit baie keer net omdat ek met jou wou praat, en wou hoor of jy ook hartseer is, en of jy regtig okay is. Net om jou stem te hoor, het my gerus gestel en herinner, dat ek nie alleen in hierdie gevoel is nie. Dankie dat ons saam kon kos maak, dat ons saam kon wyn drink, huil en lag oor die goedjies wat ons aan mamma laat dink het. Mamma het jou altyd 'n eystervroukie genoem, en jy is dit terdee. Inge, jy is nie hier by ons nie, maar jy is in elke oomblik steeds saam met ons. Ek weet hoe graag jy hier wou wees en 'n taak wou verrig, om iets om aan vas te hou in hierdie moeilike tyd. Dit breek ons harte om te dink dat jy moes alleen deur hierdie tyd gaan, maar ek weet ook, jy het 'n ongelooflike man en kinders wat jou ondersteun en jou dra wanneer jy dit die nodigste is. Julle is my ankers, my veilige hawe, en ek is so lief vir julle. Baie dankie. Ek wil nou die vorige my seun uit te spreek. Ek wil vra dat die almal sal staan asseblief, as ek die seun gaan uitspreek. Mag die Here se genade en sy liefde by ons elkeen wees, omdat ons hom nodig het. Omdat ons weet, ons kan nie hiervandaan weggaan, sonder dat hy ons vashou en dra nie. Mag hy wat Vader is, en hy wat ook tegelijkertijd Seun is, en ook Heilige Gees is, met ons wees. Amen. Ons gaan die laaste lied speel, dan gee ons eers vir die familie kans om uit te beweeg, en dan kan die res van die volg.